Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Dis episode 15 van ons reeks Antwoorde op moeilike skrifte. En hier is ons tweede gedeelte oor Paulus se omstrede doring in die vlees. Soveel mense sal met jou hand en tand beklei dat hierdie doring in Paulus se vlees 'n fisiese siekte was, want dis onduidelik. Hier sê hy dit mos, dis in sy vlees. En dit gaan my verstand te bowe dat mense sal beklei vir die voorreg om siek te wees en om siek te kan bly. En so weird as wat dit mag klink, is dit absoluut waar. Ek verstaan dit glad nie. Begin maar net probeer om onder jou 5 beste vriende te vertel dat dit God se wil is, dat hulle altyd en onder alle omstandighede in totale goddelike gesondheid kan leef. En kyk wat se weerstand kry jy. Maak jouself gereed vir enorme teenkanting en regverdiging vir hul en hulle geliefdes se siektes. En dis jou 5 beste vriende. Imagine jy probeer daai van 'n kansel af verkondig. Mense sal jou kritiseer en jou uithaal as 'n valse leraar en dan, om hulle siekte te regverdig, sal hulle voorbeelde gebruik soos Paulus se doring in die vlees, of Job, of allerlei sulke buitekonteks voorbeelde om te regverdig, om te kan siek wees. Maar dit is vir my baie interessant, dat ek nog nooit in so 'n argument ooit gehoor het, dat hulle Jesus as voorbeeld gebruik nie. Want, jy sien, hy was nooit siek nie, en hy het ook nooit iemand siek gelos nie. Nooit nie. Nie een enkele keer nie. Hy het nooit eers met hulle 'n onderhoud gevoer om eers te bepaal, hoeveel sonde het hulle, wat die siekte veroorsaak het, of wat hulle al probeer het om dit genees te kry nie. Hy het hulle wel gehelp en gelei om 'n geloof te glo dat God hulle deur hom wil herstel en gesond maak, maar nooit het hy enigiemand weggewys nie. Die enigste mense wat nie van hom kon ontvang nie, was die fariseërs en hulle maatjies, wat hom nie wou erken as die Christus nie, en ook die mense in sy eie tuisdorp Nasaret, wat deur hulle ongeloof en onvermoë om hom te herken as die Messias, verhinder is om te ontvang. Maar, let op, dis nie God of Jesus wat onwillig was om te genees nie, dit was hulle wat ongewillig was om te glo en te ontvang. Jy sien, God se genesing is bloot 'n geskenk wat ontvang moet word in geloof. Dis nie iets waarvoor ons werk nie. Ek verstaan nie hoekom mense so beklei daarteen nie. Maar terug by Paulus se doring in die vlees. Ons het in ons vorige studie duidelik gesien dat Paulus, wat baie goed bekend was met die Ou Testament, hy kon byvoorbeeld groot gedeeltes daarvan uit sy kop uit opsê sonder om dit te lees, dat Paulus actually hier 'n Ou Testamentiese metafoor gebruik het, wat God op sy beurt gebruik het om die Israeliete te waarsku dat as hulle nie al die vyande uit die beloofde land sou verdryf nie, dat daai vyande vir hulle irritasie sou word, soos wat 'n doring in jou sy of 'n splinter in jou oog sou wees. En is duidelik uit die voorbeelde wat ek in die vorige episode genoem het, dat dit nie fisiese dorings was nie, en ook niks met siekte te doen gehad het nie, maar dit was 'n metafoor. En net so verwys Paulus nie hier na fisiese doring in sy fisiese vlees nie, en ook nie na enige ander ongesteldheid in sy vlees nie. Maar hy tref die vergelyking dat Satan teen hom is, en dat dit vir hom 'n irritasie is, soos wat 'n doring wat jy in jou oog sou los sou wees. Jy wil die ding net weg hê, jy wil die ding net uit hê. So kom ons bepaal vandag net eers die oorsprong, of die rede vir hierdie doring in die vlees. Kom ons kyk net weer na die gesig wat Paulus gesien het, wat hy in 2 Korintiërs 12 vers 4 so beskryf, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal dit so, weggeruk is na die paradys toe, en dat hy daar dinge gehoor het wat so verhewe is, dat dit vir 'n mens onmoontlik is om dit in woorde uit te druk. So God ruk Paulus op in die 3de hemel en wys aan hom mind-blowing dinge. Sommige kan hy in woorde uitdruk en ander nie. Ander mag hy nie eens herhaal nie. Is dit moontlik dat dit die tyd was wat Paulus van die nagmaal geleer het?
Want jy wat sê in 1 Korintiërs 11:23, wanneer hulle die voorskrifte van die nagmaal leer, dan begin hy so, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Ek het van die Here ontvang. En dan verduidelik hy die nagmaal amper woord vir woord soos Matteus te doen, wat letterlik saam met Jesus aan daai tafel gesit het. Amazing, hoe hierdie twee ooreenkom. Het hy dalk hierdie voorskrifte van die nagmaal ontvang toe hy daar in die derde hemel was? Ek weet nie, maar ek dink is baie moontlik. Of toe hy in die Galasiërs geskryf het in hoofstuk 1 vers 11 en 12 wat hy sê, ek wil hê julle moet weet, broers, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie 'n menslike saak is nie. Dan sê hy in vers 12, want ek het dit nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar wel deur 'n openbaring van Jesus Christus. Paulus sê uitdruklik dat hy nie die evangelie by mense gekry het nie, maar by Jesus. Was hierdie openbaring dalk tydens dieselfde gesig? Ek weet nie, maar is heeltemal moontlik. Maar waarby ek wil uitkom is dat mense nou kom en die sinnelose uitlaag te maak dat dit God is wat hierdie doring in die vlees vir Paulus kom gegee het. Of as hulle heilig wil klink, dan sal hulle sê dat dit God is wat dit toegelaat het. Maar kyk wat sê Paulus hieroor. Ons moet duidelik wees oor hierdie goed. Ons moet net mooi lees wat sê die woord. 2 Korintiërs 12 vers 7 sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Paulus ontvang hierdie massiewe openbaring van God af, dinge wat hy nie eens in woorde kan of mag uitdruk nie. Paulus begin links en regs om die evangelie met groot sukses en krag en wonderwerke te verkondig. Dink jy vir een oomblik die vyand was happy hieroor? Natuurlik nie. Paulus het geweet wie sy God is en hy het geweet wie hy in sy Here Jesus is en hy het opgetree in sy volle identiteit en autoriteit. Hierdie openbarings wat hy in die derde hemel in die paradys gekry het aan hom 'n boldness gegee om oral aan mense die waarheid van die evangelie te bring, sodat hulle deur die krag van God kon verlos word uit die mag van die duisternis en oorgebring word in die koninkryk van sy seun Jesus Christus. Kyk bietjie wat sê hy wat hy alles vir die evangelie moes deurmaak. Net in die vorige hoofstuk, 2 Korintiërs 11, hier vanaf vers 24, gee hy vir ons 'n lys van dinge wat hy al deurgemaak het. Wat die vyand al alles na sy kant toe geslinger het om hom van koers af te kry. Hy sê 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder vals broeders, in arbeid en moeite, in slaaplose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Wat sien jy nie in hierdie lys nie? Siekte. Paulus was beslis nie kronies siek nie, anders sou dit mos verseker hier genoem het. Maar nietemin, klink dit nie vir jou na aanhoudende irritasie, soos 'n doring in sy vlees, 'n doring in sy sy, of nog erger, 'n doring in sy oog nie? Ek meen, Paulus is in Handelinge 14 in Galasië gestenig en vir dood gelos. 5 maal het hy by die Jode 39 houe gekry. My boet, hierdie was nie 'n tik op die vingers nie, maar 39 houe met 'n sweep, deur iemand wat weet hoe om 'n sweep te hanteer, sodat elke hou jou vel sou oopvlek en 'n lang, rou wond agterlos. Klink hierdie vir jou soos die vyand wat hom aanhoudend met die vuis slaan, soos Satan wat probeer keer dat hy aanhoudend mense uit sy mag en koninkryk uitruk? Wel, dis verseker hoe dit vir my klink, as ek Paulus se woorde in konteks lees. So nee, ek kan nie vir 'n oomblik saamstem dat hierdie 'n siekte in Paulus se liggaam was, wat God gebruik het om hom mee nederig te hou nie. Verseker nie. Hierdie was die direkte gevolg van Satan en sy engele, sy demone, om Paulus te probeer keer, en ook om die evangelie wat Paulus verkondig het, minder aanloklik te laat lyk. Wees nou maar eerlik met jouself. Hoe gretig sou jy wees
Om Paulus se evangelie te glo en te volg, nadat jy gehoor en gesien het wat met hom gebeur het, en jy weet, dis heel moontlik wat my voorland is, as ek aan hierdie evangelie glo. En dis wat die doel van hierdie doring was, hierdie engel van Satan, om Paulus te probeer keer in elke moontlike opsig. Ek hoop hierdie gedeelte is vir jou duideliker, en ek hoop wanneer jy vir jouself hierdie in diepte gaan bestudeer, dat dit vir jou meer sin sal maak. Here Jesus, baie dankie vir u woord, en dat die woord eintlik so duidelik is. Here, u woord is nie vol geheime wat u van ons weerhou nie, maar is vol van dieptes, wat u vir ons wegsteek, sodat ons dit kan ontdek wanneer ons daarna soek. Dankie hiervoor, Here. Dankie dat u Gees vir ons hierdie woord kom duidelik maak. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Shalom.